Lucia lees. Hallo liewe leesertjie, vandag lees ons 'n Simbamba storie, Koning Krompie en die slaapsand, geskryf deur Rian Pieterse met illustrasies deur Esbey Grabie. Kom lees saam. Op en af, heen en weer, stap Kabouterland se Koning Krompie in sy slaapkamer. Dis al laat in die nag, buite is dit stikdonker en daar is niks wat roer nie. Almal is vas aan die slaap. Koning Krompie stap by sy mooi, sagte bed verby en net omdat hy vies is, gee hy die bed 'n skop. Ja, sowaar, tot Tossel slaap. As hy aan Tossel dink, is Koning Krompie sommer nog 'n ent wakkerder. Dag, dis nou vir jou 'n wakker kereltjie daardie. Tossel is eintlik Koning Krompie se broer, wat 'n koning van 'n kabouterland ver oor die see is, se seun. En al is hy 'n regte klein rakker, is Koning Krompie tog baie lief vir hierdie neefie van hom. Maar dit word later en Koning Krompie bly wakker, en hy word kwaader en kwaader. Al weet hy nie vir wie nie. Tossel! Bulder hy skielik en hy maak sy slaapkamer se deur oop. Tossel! Tossel! Jou vergalste slaapkous! Word wakker! Van die koning se ander paleisbediendes word wakker van die gebulder en hulle spring verskrik op, want miskien is daar iets verkeerd. Maar heel gou hoor hulle wat die probleem is. Die koning kan nie slaap nie. Dan kom Tossel vaak daaraan. Wag so 'n bietjie, sê hy toe hy hoor wat die probleem is. My pa het altyd gesê, niks laat 'n mens so lekker slaap as mooi musiek nie. Ja, maar nie een van ons kan musiek maak nie, kla die paleisbediendes. Ek kan, sê Tossel. Wag 5 minute, laat die koning op sy bed gaan lê en sy oë toemaak, dan sal ek vir hom musiek kom maak. 5 minute later hoor Koning Krompie sy slaapkamer deur oopgaan en hy glimlag sonder om sy oë oop te maak. Dag, dis darm 'n agter mekaar kereltjie, hierdie neefie van hom. Kyk, hier het hy nou so waar raad vir sy slaapprobleem ook. En Koning Krompie woel hom 'n bietjie dieper in die lekker sagte bed in, terwyl hy wag vir die musiek wat hom aan die slaap gaan sis. Kadoem! Toe Tossel die eerste hou op sy trom slaan, vlieg Koning Krompie uit sy bed uit asof 'n by hom gesteek het. Hy het hom byna doodgeskrik. Tossel! Kadoem kadar. Tossel! Koning Krompie skreeu dat dit voel of sy stembande gaan breek, want so waar, hierdie onheilige lawaai kan geen mens verduur nie. Is koning al vaak? Gil Tossel bo die lawaai uit, maar hy kan homself skaars hoor. Vaak! Skreeu Koning Krompie terug en hy staan met sy vingers in sy ore. Ga, ek sal in my lewe nooit weer slaap nie. En omdat die koning nie kan slaap nie, slaap niemand daardie nag nie. Vroeg die volgende oggend is Koning Krompie en Tossel by oupa Oompie in sy boomhuis. Oupa Oompie is al langer in Kabouterland as wat enige iemand kan onthou en hy is baie slim. Vir alles het hy raad. Dit was wel 'n verskriklike gesukkel om vir Koning Krompie met sy groot maag in die boom te kry. Maar uiteindelik is hulle daar en die koning vertel vir oupa Oompie van sy slaapprobleem. Sê oupa Oompie. Ja, die probleem lê hier. Op die maan bly 'n man met die naam Klasvakie. In die aand gee hy vir nagwind slaapsand en so ver as wat nagwind met die slaapsand waai, raak almal aan die slaap. Maar nou het Klaas en nagwind stry gekry en Klaas het vir nagwind te min sand gegee. Hy het net genoeg sand gehad om tot voor jou paleis te kom. Van môre aand af sal niemand in Kabouterland aan die slaap raak nie. Koning Krompie val amper van sy stoel af toe hy dit hoor. Moet hy nog 'n nag wakker bly? Maar ek kan help, troos oupa Oompie. Ek het slaapsand in 'n sak. Julle moet dit oor almal in Kabouterland strooi,
Dan sal julle goed slaap. Môreoggend moet een van julle weer wakker word sand oor almal strooi. Dan sal hulle wakker word. Sodra Klasvakie en Nagwind nie meer vir mekaar kwaad is nie, sal alles weer goed gaan. Die koning en Tossel besluit dan ook net daar dat dit Tossel se werk sal wees om sand te strooi. En daardie aand, toe dit begin donker word, en daar nog nie een gaap in Kabouterland gegee is nie, besluit Tossel, dis tyd om sy werk te begin. Maar sê nou hy word vaak, dink hy. Dalk raak hy aan die slaap en dan sal die koning mos vir hom kwaad wees. Nee, wag, net vir veiligheid sal hy liewer 'n bietjie wakker bly sand oor homself gooi. Hy vat 'n bietjie sand en gooi dit oor hom. Maar ai tog, ou Tossel het die verkeerde sakkie oopgemaak en slaapsand oor homself gestrooi. En net daar dop hy om en slaap. So vas dat hy van niks op aarde weet nie. En die hele nag lang sit die ganse Kabouterland se kabouters en diere en voëls met groot oë na mekaar en kyk. Die volgende oggend is die koning net baie omgekrap en nou Tossel moet plettig beloof dat hy vanaand nie weer sand oor homself sal strooi nie. En toe dit weer begin donker word, is Tossel reg met sy sakkie sand. Swish, 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 gaan dit soos Tossel rondloop en op elkeen wat hy teekom sand strooi. Later sit die kabouter sommer langs die paadjies vir hom en wag en ou Tossel glimlag gelukkig terwyl hy strooi. Maar sy glimlag word al kleiner en kleiner, want strooi soos hy wil, niemand word vaak nie. Dis al oggend toe hy sand oor die laaste voeltjie strooi en wanneer hy begin terugstap huis toe, sien hy net vies gesigte en groot wakker oë. Toe eers kyk hy 'n slag behoorlik na sy sand en sy oë rek. Ag nee, hy het so waar wakker word sand op almal gegooi. Vinnig hardloop hy terug paleis toe. Hy moet weer voorbegin en hy moet slaapsand oor almal gooi voordat die son opkom. Anders braai Kabouterland se inwoners hom so waar. Hy storm soos 'n warrelwind deur die paleis, gryp die ander sakkie van die rak af en hy hardloop weer uit na waar koning Krompie baie vies sit en wag om vaak te word. Om hom is sommer honderde ander onderdane. Tossel gryp 2 groot hande vol uit sy sakkie en gooi. Atisha! Nies koning Krompie dat sy maag eintlik skud. Atisha! Nies nog iemand en toe gaan dit soos donder weer want almal begin nies. Aardetjie, dink Tossel. Van Klasvakie se sand gaap hulle voordat hulle slaap. Van oupa Oompie se sand nies hulle eers. Maar nou drafstap hy vinnig buite toe, want dis 'n narheid soos dit nou daar in die paleis gaan. Daar is sagte niesies en harde niese en brullende niese. Dis 'n allerverskriklikste lawaai. Dan hoor hy 'n stem. Dis Spekkie, koning Krompie se kok, wat daar roep. Tossel! Skreeu hy met sy piepstemmetjie. Tossel, jou karnallie, bring terug my peper! O maggies, dink Tossel en hy gaan staan. Hy het waarlik weer die verkeerde sakkie gegryp. So stil soos 'n muis, sluip Tossel terug paleis toe. Wat op aarde gaan koning Krompie nou met hom aanvang? Maar hy hoef nie bang te wees nie. Kabouterland is so erg aan die nuus, dat niemand hulle aan hom steur nie. Om die waarheid te sê, die lawaai is so erg dat Klasvakie, wat pas by die huis op die maan aangekom het, nadat hy slaapsand oor menseland gestrooi het, nie 'n oog kan toemaak nie. En hy is juis so vaak. Nagwind is die enigste een wat vir hom sal kan sê wat gaande is. En al is hy kwaad vir Nagwind, moet hy maar vir hom gaan vra. Maar ou Nagwind rol en krul soos hy lag, want hy het die hele betalje gesien. Hy vertel vir Klasvakie daarvan en Klaas lag so dat hy skoon vergeet
hoekom hy en Nagwind kwaad was vir mekaar. Nee, wag, sê hy. Dis nou al hoeveel nagte dat die arme kabouters nie slaap gekry het nie. Hoe lyk dit, Nagwind? Sal jy gou sand oor hulle blaas? Natuurlik, sê Nagwind, bly omdat hy en Klaas weer maats is. Want dit was maar eensaam die afgelope paar nagte. En ook nie lank nie of Nagwind blaas oor Kabouterland. Die genies word minder en minder. En die kabouters en diere en voëls is vas aan die slaap. Almal behalwe Tossel. Want hy het so diep onder sy bed weggekruip, dat Nagwind hom nie kon kry nie. En daar val nie 'n enkele korreltjie van Klasvaatjie se sand op hom nie. En 'n ruk later, toe hy hoor die genies het bedaar, loer Tossel uit. Hy is baie verbaas, maar baie bly, om te sien almal is vas aan die slaap. Snaaks, dink hy. Hy is niks vaak nie, en hoe later dit word, hoe meer verveeld word hy. En ook nie lank nie, of hy is baie dikmond. Verflaks, dink hy. Kyk hoe lekker slaap almal, en hier sit hy, stoksiel alleen, en helder wakker. Net een keer hoor hy 'n stem. Dis toe koning Krompie omdraai, en in sy slaap mompel. Dis nou 'n lawwe storie, hoor hy koning Krompie sê. Dat 'n mens jouself kapot moet nies, voordat jy aan die slaap raak. Nee, ek moet met Klasvaatjie en Nagwind praat. Dis darm baie lekkerder om jou aan die slaap te gaap, as om jou aan die slaap te nies. Fluit, die storie is uit. Maatjies, hierdie storie het soveel lesse om vir ons te leer. Wat vir my uitstaan, is dat almal foute maak, maar as jy rustig bly, mooi dink en aanhou probeer, kan jy dit weer regmaak. As jy van die storie gehou het, druk die duimpie, deel hom met jou maats en volg ons vir nog lekker stories. Sien jou volgende keer saam met Lucia lees.